Dis uiters noodsaaklik om nou elke woord waar te neem. Nou wat het ons hierso in vers 9 gesien? Dat wanneer die goddelose sterwe, die woord sê, dat sy siel word in kettinge vasgemaak in die doodryk. Nou wat is dit? Dis beeldspraak. Eerstens is daar nie kettinge in die doodryk nie. Dis asof dit kettinge is. Hoekom? Want jy kan nie 'n gees met 'n ketting vasmaak nie. Dis soos daar in Openbaring 20 vers 2, wanneer hy sê, en die Satan gaan vir 1000 jaar met 'n groot ketting gebind wees. 'n Groot ketting, omdat dit 'n groot Satan is. Hoe groot is hy? Hy is dan gees. Hy is dan 'n gevalle engel. Verstaan jy wat ek nou sê? So hoe maak jy hom met 'n ketting vas en dan nog 'n groot ketting? Hoe groot is die skakelaars? So groot, so groot, so groot, so groot. Jy sien, en wanneer hy sê dat 'n siel word in die doodryk met kettinge vasgemaak. En hy praat ook hiervan van die gevalle engele wat in die doodryk in kettinge vasgemaak word. Dis 'n metafoor. Dis 'n verduideliking. Dat jy kan nie daar uitkom nie. As jy nie doodryk in is, jy's daar om daar te bly tot en met die wit troon oordeel. Dis wat Jafashua se opstanding uit die dode so besonders gemaak het. Halleluja. Nou sê ek net weer die laaste gedeelte. Hy sê, kom ek lees maar die skrif, want hiervoor het Jafashua Christus ook gesterf en opgestaan en weer lewend geword om die dode, ongereede sondaars en mense wie in die doodryk en kettinge vasgemaak is. Nou moet jy luister, ek sluit die hakies. Sowel as oor die lewende bruid vandag in 2025 te heers. Terwyl hulle in die doodryk is, die ongoddelikes, wie heers oor hulle? Vader Jahwe. En vandag ons wie bereid is, wat op die aarde beweeg, wie heers oor ons? Jahwe Almagtig. Maar die ou in die dood se heers is tot die vervloeking van die wit troon oordeel. Maar ons wie bereid is, ons is nie vervloek nie, daar's nie 'n wit troon oordeel vir ons nie. Hy heers oor ons in liefde en in medelee en in omgee. Verstaan jy wat ek nou sê? So dit is 'n ander soort heers. Wanneer ek sê ek heers oor my vrou, dan beteken nie ek is haar baas en sy sê ja my Heer en soos van Abraham, so Sarah vir Abraham gesê het nie. Dit beteken net dat ek is die hoof van die huis. Dis al wat dit is. Maar ons neem die besluite saam. Ons doen die dinge saam. Ek sê altyd die vorige gesegde in die jare toe ek 'n kind was die gesegde gewees, agter elke suksesvolle man staan 'n suksesvolle vrou agter jou. Ek sê nee, langs elke suksesvolle man staan 'n suksesvolle vrou. Ek verkies my vrou langs my. Ek soek haar nie agter my nie. Sy moet hier wees. Sy moet hier wees waar ek haar kan sien. Jy sien, moet wake up wees. Maar hy nie verstaan het. Nee, maar dit is die beste plek om haar te hê. Hier, reg langs jou. Hoekom? Want sy deel in dit wat jy indeel. Jy is die hoof, maar sy is my vernoot. En ek doen basies niks sonder my vrou. Al wat ek doen sonder haar, is wanneer ek vir haar 'n verrassing wil gee. Dis al, né? Dis uiters noodsaaklik om nou elke woord waar te neem. En weet jy wat, u wat vir die eerste keer in hierdie Bybelstudie sit saam met my, dit is hoe dit moet wees. Godsdiens, of om in die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees te groei, of in die bonatuurlike geopenbaarde woord te studeer, is nie iets wat ek aanplak, wanneer ek kom sit om studies te doen nie. Dis 'n leefwyse, dis iets wat elke dag is. Die Engelse woord sê, what you see is what you get. Almal sal voor die regterstoel verskyn. Hoor jy hierdie skrifte, ek doen elke skrif basis onder 'n opskrif, dat jy kan hoor wat dit sê. Almal sal voor die regterstoel. Ek het hierdie skrif al honderde kere gehoor. O, joh. Romeine 14:10, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook? Waarom verag jy jou broeder? Dan moet jy mooi luister. Want ons sal almal voor die regterstoel van Jafashua, dis Christus, gestel word. Het jy gehoor? Wanneer hy praat van jou broeder, hy begin, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Wie is jou broeder?
Dis jou broeder in Jahshua. Of ook jy, waarom verag jy jou broeder? In Jahshua, Jesus Christus. Want ons sal almal voor die regterstoel van Jahshua Christus gestel word. Die Bybel sê so, daar staan dit, Ikabod. Nee, kom ons lees verder, vers 11. Want daar is geskrywe, so wragtig as waaragtig as wat ek leef, sê Jahwe die Almagtige, die Here. So wat doen Jahwe hierso? Hy sweer, Romeine 14 vers 11, sweer Jahwe Almagtig. Nou as hy gesweer het, kan hy nie omdraai op sy woord nie. As die vorige versie sê, maar jy, waarom oordeel jy jou broer, of jy, waarom verag jy jou broer? Want ons sal almal voor die regterstoel van Jahwe of Christus gestel, Jahshua of Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê Jahwe die Almagtige, die Here. Nou sê ek, hier sweer Jahwe Almagtig, voor my, dis Jahwe Almagtig, sal elke knieg buig, en elke menslike tong sal Jahwe Almagtig, dis God, bely of erken.